Goeiemôre aan al ons studente, dit is ons laaste koffiedrinkgesprek vir die jaar. Wat 'n voorreg het ons gehad om die afgelope jaar so nou en dan by julle in te loer. Ons weer is eintlik so 'n bietjie vroeg vir van die studente, van hulle slaap nog en van hulle is besig om hom reg te kom maak vir die week. Maar ons het al gesien, dit werk goed vir ons om vroeg te begin, lekker saam te kuier en dan weet ons, julle kyk dit agterna, so as jy nie nou regstreeks by ons inskakel nie, dis goed, kuier gerus later en ja, doen maar 'n bietjie moeite en kyk deur hierdie stukkie wat ons saam met jou koffie drink. Dit is vir ons by die Helpende Hand Studie Trust 'n voorreg om saam met jou te kuier. Dit is vir ons 'n voorreg om so 'n bietjie te sê, jy's meer as 'n student. Jy's meer as net 'n rentevrye studieleninghouer. Jy is vir ons belangrik. Jou toekoms is vir ons belangrik. Jy as mens is vir ons belangrik. Ons leef in 'n wêreld wat maar vol gebrokenheid is. Ons leef in 'n wêreld waarin daar baie uitdagings is. En ons beleef dit eintlik selfs hier op kantoor, maar ook in die wêreld om ons, dat gewoonlik wanneer ons hier na die einde van die jaar se kant toe gaan, mense so 'n bietjie lewensmoeg raak, uitgeput, dat die vrag op hulle skouers begin swaar raak, en dat hulle begin wonder oor, wat is my doel, waarheen moet ek gaan? En vanoggend gaan ek en Hilde met julle 'n bietjie gesels in hierdie laaste koffiedrink aksie, en ons gaan so 'n bietjie met jou gesels oor die pad na die einde van die jaar toe. Ek gaan so 'n paar gedagtes met jou deel. Dan gaan Hilde met ons so 'n bietjie 'n brief deel, en dan gaan ek vir ons so 'n bietjie afsluit, en weet wat, ek gaan ook laat ons saam 'n gebed doen, vir jou eksamens wat voorlê, vir al die dinge wat op jou skouers druk, en vir die pad wat voorlê, tot die einde van die jaar. My naam is Hannes Neet, ek is die uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand, en die Studie Trust is een van ons spogprojekte. Vir baie jare reeds help ons studente om in 'n toekoms te belê. Ek sê altyd, ek het hongerkinders gesien in ons werk hier by Helpende Hand, en hongerkinders is nie 'n lekker gesig om te sien. Ek het ook al bejaardes gesien wat baie hartseer is, as hulle alleen is, as hulle vereensaam, as hulle swaar kry met die skete en die pyne van ouderdom. Ek het ook gesien persone met gestremthede wat verwaarloos word, wat alleen gelaat word. Maar die hartseerste van al hierdie dinge wat ek gesien het, is wanneer 'n mens se ouers nie vir jou studies kan betaal nie. En het geen manier en geen weg wat hulle kan sien om vir jou toekoms te bou nie. Daarom praat ek vanoggend met jou, wat die voorreg het om te studeer. Net vir hierdie jaar, as ons aansoeke sluit, toe op 30 September, toe maak ons daardie stelsel toe, met 1887 aansoeke. Van daardie hoeveelheid studente, wat aansoek gedoen het, gaan ons net 1200 kan help. Beteken, om te kan studeer is en bly 'n voorreg. 'n Voorreg, net om te kan gaan, is vir 'n klompie beskore, om dit te kan bekostig vir 'n kleiner klompie, en om suksesvol af te handel 'n nog kleiner groepie. In my hart wil ek vandag vir jou vra, dat jy nie ligtelik omgaan met jou eksamen nie. Eksamens kom met harde werk, goeie welstand, en werklike goeie voorbereiding. Dis nie sommer lukraak nie, is nie ligtelik nie, is nie vanselfsprekend nie. Ek gaan vir jou 3 gedagtes van my kant af gee, in jou voorreg om te studeer, in die einde van die jaar wat nader, en wat ek dink vir jou eie welstand baie belangrik is. Die een is dat geen mens kan net leer nie. So begin so gou moontlik om vir jou balans te skep binne jou studies. Gesonde eetprogram, gesonde slaapprogram, gesonde ontspanningsprogram, gesonde sosiale lewe. Dis nogal belangrike dinge. 'n Mens studeer, maar jy kan nie net leer nie. So my eerste welstandsgedagte vanoggend met jou is, doen asseblief moeite om 'n gesonde lewe, gebalanseerde lewe te lewe. Alles wat te is nie goed nie, behalwe tevrede en te voet en te perd. Die mag jy te. Maar jy kan nie te veel leer, te min leer, te veel dit en te veel dat nie. Kry vir jou balans en doen maar moeite om jou dag te beplan en jou week. Ek self vir die manier om elke dag so 'n paar minute te vat en net eers die dag en die week te beplan. Dit maak 'n mens net rustiger, maak jou kalmer. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet onthou, is doen asseblief moeite met 'n gebalanseerde lewe. Die tweede een is, moet ook nie leer nie. Ek werk nogal dikwels met studente wat baie ligtelik opmerk hoe maklik elke vak is, of hoe hulle hierdie een kan deurkom, en hoe hulle daai een kan maak, en hoe hulle amper triks kry om elke vak te bemeester. Jy wil, as jy studeer, tog 'n meester wees van jou gebied. Die lewe is tog meer as om net deur te kom. Studeer om jouself te verryk, studeer om daardie inligting jou eie te maak, studeer om iets te maak van dit wat jy studeer. As vir my niks meer frustrerend as ek met mense werk, wat gekwalifiseerd is, maar nie hulle werk kan doen nie. Dit is tog so lekker as mens met iemand kan werk, wat se lewe so getuig, van dat hulle
roepingswerk in hulle studies sigbaar is in hulle eksamens. Die derde ding is, kom ons begin net weer, ons sê 'n gebalanseerde welstandsprogram. Studeer wel, maak jou meester van jou gebied. Dis tog hoekom jy studeer. Die derde een is, wat ek dink tog belangrik is vir ons almal, is die Here gee vir ons tyd, mense en geld. Belangrike hulpbronne. Gebruik al drie tot sy eer. Gebruik jou tyd tot die eer van die Here, gebruik jou geld tot die eer van die Here, en ook die mense om jou leef saam met hulle tot eer van die Here. Dit is belangrik om jou lewe vol te maak. Christus het vir ons kom lewe gee in oorvloed. So, as ons praat van 'n welstandspunt wat ek vir jou vanoggend wil nalaat, as ek vir jou sê, berei voor vir jou studies, einde van die jaar, onthou hierdie drie dinge, gebalanseerde program, studeer wel, maak jou meester van jou lewe, en al hierdie mense en hulpbronne om jou, maak jou lewe vol daarmee. Dis lekker om te studeer, is lekker om te lewe, en die lewe is 'n oorvloed uit God se hand. Met hierdie 3 punte gaan ek nou eers vir Hilde gee, om met julle verder te gesels, en dan gaan ek net nou vir ons afsluit. Dankie Hannes. Ek lees net vir julle 'n brief vanuit die Liewe Leser projek. Die brief se titel se naam is Die ware erfenis van 'n student. En daar staan: Liewe leser, ek het onlangs 'n anonieme plasing raak gelees wat sê die hart van 'n student klop vir kennis, maar die siel van 'n student soek wysheid. Dit was vir my 'n mooi manier om so daarna te kyk. Spreuke herinner ons keer op keer daaraan dat ware wysheid nie net in boeke of by mense te vind is nie, maar in die vrees van die Here. In Spreuke 9 vers 10 staan daar dat die beginsel van wysheid die vrees van die Here is en dat die kennis van die Heilige insig is. Een van my mentors het onlangs ook vir my gesê, vrees ontstaan wanneer daar 'n gebrek aan inligting is. Ons ervaar met ander woorde soms angs, omdat ons nie alles van 'n sekere uitdaging weet nie. Deur die jare het God my geleer dat insig nie net feite is wat verstaan moet word nie, maar ook om te sien wat agter alles skuil. Wysheid is nie net om antwoorde te hê nie, maar om in die wêreld vol geleenthede die regte besluite te neem en skuiwe te maak. 'n Student word nie net geroep om kennis op te gaar nie, maar om wysheid te soek en insig te vind. Jy studeer nie bloot ter wille van jou eie toekoms nie, maar sodat jy eendag 'n invloed op ander kan hê. Dis waarom Solidariteit Helpende Hand se studietrust studente help met gedeeltelike rentevrye studielenings vir tersiêre studies aan enige Suid-Afrikaanse geakkrediteerde instelling. En dis ook waarom donateurs ons studente ondersteun. Want sien, die studietrust weet wat die verskil tussen kennis, wysheid en insig is. Liewe student, mag jy besef dat jou reis nie net oor boeke en klasse gaan nie, maar oor karakter, roeping en 'n groter doel. Wanneer kennis met insig verbind word en wysheid die kompas van jou lewe word, is jy nie besig om net jou eie pad te stap nie, maar ook om die lig vir ander te wees. En dit is die ware erfenis van 'n student. Nie net vir wat jy leer nie, maar hoe jy dit gebruik om 'n verskil te maak. Vriendelike groete, Hilde. Baie dankie Hilde, die wonderlike karakter van 'n student. Ware erfenis, die erfenis is dit wat jy nou mee besig is. die bou aan jouself. Die interessante ding is dat die mense studieloopbaan so gou verbygaan. Daarom as jy nou vandag dink aan die eksamen wat voorlê, ek het die naweek met 'n paar studente gepraat, hulle het minder as 'n maand se akademiese verpligtinge vir hierdie jaar oor. Dan is nog 'n semester verby, dan is nog 'n jaar klaar. Mag dit vir jou 'n lekker eksamen wees, mag daar vreugde in wees, mag jou karakter wys, jou integriteit en die wyse waarop jy voorberei vir die eksamen. Mag dit vir jou kosbaar wees om saam met vriende en saam met familie voor te berei vir jou studies en vir jou loopbaan vorentoe. As ons net nou gepraat het van daardie handvatsels vir student wees, van 'n goeie welstandsprogram, van lekker voorberei vir jou professie wat jy wil gaan uitleef, en ook om jou lewe vol te maak met die mense om jou en die tyd en die geld tot jou beskikking, is my bede ook vir jou, dat jy as student die vreugde mag ervaar van werklik mens wees. Ek dink dit is belangrik dat mense sê dat jy leef, mens leef tog nie vir jouself nie. Mens leef ook vir ander en vir jou wêreld, maar ons leef ook tot die eer van God. En ek weet daar is van julle wat ook vandag dalk as ons oor die eksamen praat benoud is. Ek het die naweek met 'n student gepraat wat sy eksamen voor hom lê soos 'n berg. En dit voel of daardie berg se punt nooit bereik sal word nie, die piek net te hoog is. Die belangrikste is onthou om te begin, tree vir tree.
net om iewers heen te begin gaan. Van my kant af wil ek vir jou sê, moenie moedeloos raak as die las swaar voel nie. Dis 'n paar vakke, dis 'n paar eksamens, dis 'n paar dae, dan is jy deur hierdie jaar, en dan is jy skielik tweede jaar, derde jaar, vierde jaar, finale jaar, wie sou weet, maar jy is op pad. Jy is op pad vorentoe, in karakter, met integriteit. Onthou 'n bietjie hierdie brief wat Hilde nou gelees het, die vreugde van ware erfenis, en hoe jou erfenis ook kosbaar moet ag, en hoe jy ook elke dag besig is met die erfenis wat jy opbou vir die toekomende geslagte, ook in vandag. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed, en ek gaan jou opdra in die sorg van die Here, ook in die vakke wat jy gaan skryf, ook in jou omstandighede. Party van ons het meer afdraandes as ander. Party se lewe het meer slaggate en grondpaaie wat hulle moet deurgaan. En ek wil jou graag opdra aan die Here, ook in hierdie tyd wat jy voorberei, ongeag jou konteks. Sit net daar waar jy is, maak jou oë saam met my toe, en ons bid vir jou voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe werksweek. Dankie vir 'n eksamen wat mag voorlê. Dankie vir die eksamen om te kan skryf en te kan voorberei, gawes om te kan studeer. Dankie vir familie en vriende wat verstaan. Dankie vir die voorreg van tyd en goeie tydsbeplanning, vir die gawe van hulpbronne om die werk makliker te maak. Dankie vir die voorreg om U te mag aanbid en ook geestelike krag by U te kry. Dankie dat ons mag bid vir hulle wat ook swaar trek, vir hulle wat bekommerd is, vir hulle wat moeg is, vir hulle wat alleen is, vir hulle wat in hierdie dag wonder oor die eksamens wat voorlê. Hulle dalk die einde van die jaar vrees, omdat die konteks en die omstandighede nie maklik is nie. Here, wat 'n vreugde om te kan lewe, wat 'n vreugde om lewe in oorvloed te kan hê, en wat 'n vreugde om te kan bely dat U is voor ons en agter ons, onder ons en bo ons. U omsluit ons van alle kante, van voor ons geboorte tot met ons sterfdag. Seën Here elkeen van ons studente, ook hier by die Helpende Hand Studie Trust, maar ook al die ander, waar hulle ook al studeer. Geef vir ons, Here, jong manne en jong vroue, wat in hulle professie U loof en U prys, en U ook eer deur hulle werke. Ons dankie vir U grootheid en U almag. Amen. Ek hoop jy het 'n baie wonderlike dag. Ek hoop jy het ook die vreugde en die voorreg van jong wees en student wees. Sterkte na die einde van die jaar toe. Ons praat volgende jaar weer met die van julle wat nie afstudeer het nie. Vir die van julle wat afstudeer, sterkte, kry gou werk, maak goeie geld, maar geniet jou lewe.